Goeiedag. Dit is my voorreg om vandag saam met u te wees met my vriend Sybrand om hierdie aanbieding te lewer. Wat 'n voorreg om saam te kan gesels. In die wêreld vandag is daar soveel wat gesê word wat mens vraagtekens oor het. Is hierdie waar? Is dit wat 'n persoon sê eintlik reg? Of is hulle op 'n snaakse pad? En ons sal almal graag op die regte pad wil wees. En ek wil vandag vir u 'n kort gedagte bring oor hoekom kan ons glo in die Bybel. Vandag dan gaan ons praat oor hoekom ons kan glo in die Bybel. En ons wil nie net praat oor wat ons glo oor die Bybel vir daai tyd, wanneer dit geskryf is nie, maar vir ons tyd vandag. En dat die Bybel vir my kan sê, wat gaan gebeur met die dag van môre. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons kan nie sonder u nie. Ons maak op u staat. Seën ons asseblief in hierdie gesprek. In Jesus naam. Amen. Die eerste versgedeelte wat ek die aandag op wil vestig, vir u wil wys, is 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee. Alles van hierdie het God gegee. En is nuttig, dit beteken dat ons kan dit gebruik vir lering, tot teregwysing, ek het een oorgeslaan, lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. As ek dit op 'n ander manier kan sê, die hele Bybel is gegee vir ons, sodat ons kan leer wat ons vroeër nie geweet het nie. Die dinge wat nie verkeerd is nie, dan kan dit vir ons sê, wag, dit is nie so nie. Sit dit op sy. Dan ons word ook tereggewys. As ek verkeerd optree, sê die Bybel vir my, moenie so doen nie. En dan word ek dan kry ek onderwysing in geregtigheid, doen eerder so. En dit is God se wens vir ons. Ek leer wat ek moet, sodat ek kan doen wat ek moet. Dit is wat die skrif vir ons gee. Nou, hoe weet ons, wat is waar? Hoe kan ons sê, hierdie is so, en daai ding is nie so nie? So, ons gaan nie kan sê, ietsie is waar, net omdat dit, die groot woord is pragmaties, dis net ietsie wat werk. Ietsie wat werk. Ek kan nie net sê dit werk, so dit is so nie, want sommige mense maak goeie geld deur te lieg. Maar dis nie reg nie. Sommige mense doen misdaad, maar dit beteken nie dat hulle reg is, al kry hulle nou meer geld of iets uit daai uit nie. Dit is ook nie so, dat die waarheid is wat ek self in my kop kan uitdink of uitwerk nie. Want ek is beperk. Ek weet nie alles nie. Waarheid is ook nie bepaal, jy kan nie sê iets is waar net omdat dit so lyk nie. Maak nie saak of dit net so lyk nie, dis nie sê dit so nie. Ek wil julle 'n storie vertel van kameelperde. Het julle al gehoor van 'n koringvoël? 'n Koringvoël is 'n klein bruin voeltjie met 'n wit boude, so 'n wit ring om sy oog. Sing baie mooi in die vroeë oggend en hulle nes is so net 'n los klossie van gras wat aan die een kant van 'n boom gesit is en daar's nooit net een nie. Dit is so verskillende klossies wat so aan die boom sit. En ek het een keer gehoor wat iemand sê, dat daai klossies in die boom
is wanneer 'n kameelperd vir homself grasbere vir wanneer die boom nie meer blare op het nie. En die persoon wat daarna luister sê, o, goed, dit is seker waar, want dit lyk so vir my. Maar dit is glad nie 'n kameelperd se kos wat hy bære in die boom nie. Glad nie, dis 'n voël se nes. So waarheid is nie bepaal deur dit wat net werk, of wat ek kan uitwerk in my kop, of wat so lyk nie. Waarheid is ook nie wat ek ervaar nie, want ek kan bedrieg word, ek kan mislei word. Bloot omdat ek sê, maar ek was deur dit. Dit beteken nie, dis altyd so nie. Daar is mense wat vreeslike vreemde dinge al gesien het in hulle lewe, vreeslike snaakse dinge, maar hulle was dronk op daai stadium. Jy kan nie glo wat hy dan sê nie. En waarheid is ook nie bepaal deur hoe ek voel nie. Jy kan twee mense hê op dieselfde dag. Die een persoon sien die son skyn en is dankbaar, die ander persoon is bang want hulle gaan brand. Dis 'n reënerige dag en die een persoon is mistroostig en hartseer en die ander een is dankbaar omdat hulle tuin gaan beter groei. Gevoel bepaal nie wat waar is nie. So nou die vraag is, want ons kan baie erg mislei word. Die vraag is, hoe weet ons die Bybel is waar? Hoe kan ons sê die Bybel is eintlik die waarheid? Want daar is mense wat sommer die Bybel wil verbrand, wat weier om te luister en sê dat dit alles verkeerd is. Kan jy nou meer? En daar's 'n interessante plek waar hierdie begin het. Daar was 'n man met die naam van Galilei, wat met sy teleskoop gekyk het na die hemelruim en hy die sterre gesien, en toe sien hy is dat maar die aarde is besig om te beweeg. Die aarde staan nie stil nie, maar op daai stadium het die kerk geleer dat die aarde staan stil en die son en die planete beweeg alles om die aarde. En jy kan sien in hierdie prentjie van Galileo wat hier staan met 'n monnik, 'n man wat in die kerk gewerk het en wat met mekaar vassit, hulle stry oor die. En Galileo sê, maar dis wat ek gesien het. En toe wat gebeur het, is daar 'n groot kopskuif waar ons besef het dat die aarde is nie die middelpunt van alles nie. Die son is eintlik in die middel en die aarde gaan omdaai. En die kerk en Galileo het hieroor vasgesit, hulle het hieroor beklei. Maar hier is 'n baie belangrike punt. Nêrens in die Bybel sê dit dat die aarde is die middelpunt van die ander planete nie. Die Bybel sê dat die aarde is die middelpunt van God se verlossingswerk. En dis 'n groot verskil. Dit is nie middelpunt van posisie, links of regs nie. Dit is middelpunt van die werk wat God doen. So daar moes nooit daai bekleierery plaasgevind het nie, maar as gevolg van hierdie is daar baie mense wat begin het om God te betwyfel. En ek wil gou vir julle 'n paar voorbeelde wys van dit. Daar is byvoorbeeld 'n man met die naam van Friedrich Schleiermacher. En hy het gesê dat hy glo eenvoudig nie dat Jesus die seun van God is en dat Jesus self God is nie. Dit was 'n idee wat hy mee te vorendag gekom het. Daar's 'n ander man met die naam van David Strauss wat gesê dat die Bybel is net opgemaakte stories. Dis in die jaar 1860. Daar's 'n man baie meer onlangs met die naam John Dominic Crossan wat sê dat die verhale in die Bybel is nie letterlik nie.
dis maar net stories, dis net simbole. Hy sê dis 'n fout om dit letterlik te verstaan. Daar's 'n man met die naam van Yuri Leroux, hy's 'n professor gewees by Suid-Afrikaanse universiteite, en hy sê dat jy kan nie dit wat in die Bybel staan gebruik as 'n basis vir jou geloof nie. Kan nie nou meer. Daar's 'n man met die naam van John Hick wat sê dat hy glo nie dat God vir ons waarheid eintlik gee in Hebreëus of Grieks of Engels of enige ander taal nie. So daar's 'n aanval op die woord. En die vraag is weer, hoe weet ons die Bybel is waar? Ek gaan nou vir julle 'n paar dinge wys om vir ons die aanduiding te gee, hoekom weet ons die Bybel is waar? Dit is waar en dit is altyd waar. En deel daarvan is hoe mense uitgebeeld word. As daar iets geskryf moet word oor my, of oor wat ek doen, sal ek graag wil hê dat dit net die beste storie is. Altyd die beste verhaal. Moenie ietsie sê wat sleg is nie, asseblief. Net mooi. Nou die Bybel doen nie dit nie. Die Bybel sê vir ons, onverwags, slegte dinge wat mense gedoen het, alles hulle baie belangrik. Daar's 'n oue fout gemaak het, die Bybel sê, hierdie het gebeur. Een voorbeeld sien ons in Genesis 12, en waar Abraham sê vir sy vrou, sê asseblief dat jy my sussie is, dat ek net kan lewe. Hy het 'n halwe waarheid gegee. Dis nie die punt nie. Hy moes gesê, dis my vrou, maar hy was bang. So die Bybel erken dat die grootvader van die nasie, van die Hebreërs, was bang en hy het gelieg. Dis 'n skande. Maar die Bybel sê dit, want dit is waar. Dit praat ook die waarheid oor Dawid. Dit sê die hele storie in groot detail, in ons lees daarvan in 2 Samuel 11, hoe Dawid vir 'n ander vrou gesien het, terwyl sy besig was om te bad, en hy het toe haar gevat om sy vrou te wees. Hy het haar man laat doodmaak om dit te doen. Hierdie is baie sleg vir Dawid, maar die Bybel sê dit, hy's eerlik. Die Bybel is ook eerlik oor wat gesê word van die disippels. Jesus sê vir die disippels, kon julle nie net 1 uur saam met my bid nie? Net 1 uur bid. Hulle lyk sleg, maar die Bybel is openlik daaroor. Die Bybel is ook openlik oor wat gebeur het in die kerk, wat daar die mense se sonde, en dit is in 1 Korintiërs wat ons hierdie sien. Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en dit sê wat het gebeur. Niemand is besig om te probeer om die storie mooi te maak nie. Dit gee net die storie. Dit gee dit soos dit gebeur het. En die ding wat my tref omtrent hierdie, ek kan begrip hê, ek vind aanklank, dit raak my hart, want my lewe is nie perfek nie. Geliefdes, en u lewe is nie perfek nie. Niemand se lewe is perfek nie, maar as ons in die Bybel lees, dan lees ons van mense wat foute gemaak het, en 'n God wat vir hulle lief was, ten spyte van dit, en hulle nog steeds kom haal het, en vir hulle gesê het, dis okay, ek kom red vir jou, ek kom haal jou uit daai moeilikheid uit. Dit gee my hoop dat God my ook kan haal uit my moeilikheid. Prys die Here vir die Bybel
wat vir ons die waarheid vertel. Dit is die waarheid oor die mens se toestand. En dit is die waarheid oor die God wat ons so liefhet. Die volgende idee wat ek met u wil deel is hoe die teks beskerm is, die behoud van die Bybel. En hierdie is 'n afskrif van die Masoretiese teks. Ek gaan net vinnig vertel van hierdie. Hierdie was op 'n stadium die oudste Hebreëse geskrifte wat daar was, enige plek. En dit het gekom van omtrent die jaar omtrent 1000. Sê nou maar die jaar 1000 na Christus. En mense het op 'n stadium daai geskrifte in twyfel getrek, want hulle het gesê, daar's 'n hele 1000 jaar wat verby is, nadat die gebeure plaasgevind het van Jesus, en daar is nog meer verby, 2000 jaar is al verby, 2500 van die goed wat gebeur het in die lewe van byvoorbeeld Dawid of Samson. En mense het gesê, hulle glo nou nie. En toe in die jaar 1994 was daar 'n seun wat die boekrolle in die Dooie See ontdek het. Om die Dooie See was daar grotte gewees en met kleipotte, en binne in daai kleipotte was daar manuskripte gewees met die ganse Ou Testament. Al die boeke van die Ou Testament was in daai grotte gevind, behalwe die boek van Ester. En alles wat in die Masoretiese teks was, die een van omtrent 1000 na Christus, alles wat daarin was net so in hierdie Dooie See boekrolle. En die belangrike ding is daai Dooie See boekrolle kom van 200 jaar voor Christus. Dis 1200 jaar ouer as die ander teks. En dit sê vir my goeieste, wat 'n wonderlike God hy het, die seker gemaak, dat toe die vraag gevra was, is hierdie waar, toe was daar 'n antwoord. So ons sien dat die Bybel gee vir ons die waarheid oor die menslike toestand, en die teks word baie mooi beskerm. Dit is mense wat noukeurig neergeskryf het wat gebeur het, want daar was nie op daai stadium 'n rekenaar wat jy alles op kon neerskryf nie. Iemand moes dit neergeskryf het en toe weer neergeskryf het en weer neerskryf. Baie werk om dit te doen. Ietsie anderster wat gebeur het in die geskiedenis wat vir my wonderlik is. Daar was 'n man met die naam van Diocletianus. Hy lyk soos dit, vreesaanjaende gesig, en hy het probeer om baie Christene dood te maak. Hy het geweier dat Christene aanbid, en hy het 'n groot hoeveelheid van die skrif het hy gebrand in die jaar om en by 300 na Christus. 300 jaar na Jesus, toe brand hy Bybels op groot skaal. Mense dink dat alles sou vernietig word, maar nee. 25 jaar later, toe was daar 'n ander keiser en sy naam was Konstantin, en hy het toe gesê, hy soek spesiaal 50 eksemplare van die Bybel, en hy sal daarvoor betaal. En die hele Romeinse ryk het toe verander om Christen te word. Verstommend. Diocletianus het probeer om dit te vernietig, maar die eindse Romeinse ryk betaal toe om dit reg te kry. Daar was 'n man met die naam van Voltaire in die Franse Revolusie in die 1700s, en hy het gesê dat 12 manne het Christendom die wêreld ingeneem,
maar hy alleen sal dit vernietig. En hy het probeer om dit te doen deur om te verduidelik dat die mens weet beste, die mens is sy eie God, die mens het nie God nodig nie. En dit het nie gewerk nie. In dieselfde huis waarin hy gebly het, op dieselfde masjiene wat hy gebruik het om sy dinge te skryf dat daar geen God is nie, het die Bybelvereniging Bybels gedruk. Voltaire was duidelik gewys, God is magtig, God se woord bly staan. So, meer as net hierdie, daar is alreeds 250 jaar voor Christus was die Ou Testament alreeds in Grieks vertaal. Dit is al in meer as 2000 tale is dit beskikbaar vir meer as 90% van mense en dis dalk vandag nog meer. Die manuskripte op verskillende kontinente pas by mekaar, dit stem ooreen. Dit wat gevind was in Afrika stem ooreen met dieselfde manuskripte wat gevind was in Europa of in Asië. En die verspreiding van die Bybel is onvergelykbaar. Daar's niks soos dit. Geen boek het al so ver gegaan soos die Bybel, is al op so baie verskillende plekke gelees soos die. So ek wil vir julle goue prentjie wys. As mens mooi kyk, daar is 'n lyntjie in die middel van hierdie bladsy en daai lyntjie is dis die beginpunt. Nou die sirkeltjies wat ek geteken het, is hoeveel van 'n sekere dokument daar is en sy afstand van die lyn bepaal wanneer was dit geskryf. En as mens kyk op die regterkant, daar is daai twee wit kolletjies. Daar is geen twyfel dat daar 'n man was soos Julius Caesar nie. Geen twyfel. Daar is geen twyfel onder mense dat hy in Frankryk groot oorloë gehad het nie. Maar al wat ons het om dit te ondersteun is 251 dokumente wat amper 1000 jaar nadat hy dit gedoen het, geskryf is. 1000 jaar later en daar's net 250. Daar's 'n man met die naam van Herodotus, 'n Griek, wat baie dinge geskryf het en daar is net 109 van sy dokumente beskikbaar en nou praat ek van selfs net 'n klein stukkie van 'n perkament, 'n klein afgeskeurde stukkie. Net 109 en dis 1300 jaar later eers geskryf. Maar niemand sê dat Herodotus het nie bestaan nie, niemand sê Julius Caesar het nie bestaan of dat die dinge nie gebeur het nie. Maar mense sê dit van Jesus. Maar weet jy, daar is, as jy nou kyk na die prentjie weer aan die linkerkant van die lyn, dan wys dit vir ons, daar is amper 6000 Griekse manuskripte. 6000 manuskripte en van die jongstes was 40 jaar, net 40 jaar na Jesus se lewe was dit geskrywe. Van die heel oorspronklikes is al verlore, want 'n perkament hou nie vreeslik lank nie, en as dit oor en oor gebruik word, dan val dit uitmekaar. Ek moes al hierdie Bybel van my al 'n paar keer moes ek hom geplak het, en ek het hierdie Bybel maar net, hierdie spesifieke een, dink ek is 5 jaar oud. So mens kan dink in 40 jaar, hoe perkamente skade kan kry, en hierdie is nog hy's baie taai gebou, dis 'n stewig gemaak. Perkament is 'n baie sagte ding, hy bros, hy verbrokkel maklik. So, dis hoekom hulle verlore, die oorspronklik is verlore gegaan het, maar ons het 6000 manuskripte, net 40 jaar na Christus se geboorte. En daar is, as jy kyk na die groter sirkel op hierdie prentjie, daar is
amper 18.000 vertalings van die manuskripte en van die Bybel beskikbaar, en dit is so naby as 250 jaar na Jesus. Niemand maak staat op 'n klein groepie dokumente wat 1000 jaar later geskryf is nie. En jy weet, wat verstommend is, al is dit so, ek wil praat oor die eenheid van hierdie dokumente, al is dit so, dat hierdie goed geskryf is, oor 1500 jaar uitmekaar uit, deur 40 verskillende mense, op 3 kontinente, in 3 tale, op verskillende tye en plekke, oor verskillende onderwerpe, in verskillende gemoedstoestande. Daar is dinge in die Bybel oor families, oor landbou, oor geskiedenis, oor die verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Dit is geskryf in tye van vrede, in tye van oorlog, in tye van weelde, in tye van armoede, in tye van hartseer, in die tye van vreugde, in al daai verskillende tye is die Bybel geskrywe. Maar die Bybel gee nog steeds vir ons een boodskap. Dit gee vir ons een boodskap van waarheid. Dis dieselfde verhaal. Dit is dieselfde God. Dit is dieselfde redding. Dit is dieselfde liefde vir mense wat hy wys. Geen ander boek doen dit nie. Ek wil, geliefdes, by u die Bybel aanbeveel ten sterkste. U kan hierdie boek lees en u kan dit vertrou. In ons volgende episode gaan ons kyk na iets wat onmoontlik is vir die mens om te doen, en dit is om die toekoms te voorspel. Ek nooi vir jou om saam te kom kyk na ons volgende episode, hoe die Here voorkennis het, hoe hy voorspellings gemaak het. Kom ons dank gou vir die Here. Liewe Here, magtige God, dankie vir die woord wat u aan ons gee. Mag u verheerlik word, soos ons u soek in die woord, altyd. Verheerlik u self, bid ek in Jesus naam. Amen.